Hallo julle en welkom terug. Ons het die Karoo Nasionale Park verlaat en ons is op pad na die mees suidelike punt van Afrika. Maar ons gaan eers 'n draai maak in wildernis. Nou ons is op die N12 in die Meyringspoort en dit verbind die Klein Karoo met die Groot Karoo. En dit word alles deur 'n kloof of 'n gorge, soos hulle in Engels sal sê. En die gorge of kloof is 25 km lank en jy kruis dieselfde rivier of droë loop 25 keer in daai 25 km. So hier gaan ons nou weer oor 'n droë loop wat ook 'n rivier kon gewees het natuurlik. Nou hierdie pas is vernoem na Petrus Johannes Meyring en hy het in die 1800s in die Rust gebly en hy was een van die eerste ouens wat deur hierdie gorge beweeg het. En toe so na 'n hele paar jaar toe besluit hulle nee, maar ons moet 'n pad deur hierdie gorge bou. En hulle kry toe vir Thomas Bain om die pad te bou en hy was 'n padingenieur gewees. Nou die begroting vir hierdie padbou was 5000 pond. Dit was natuurlik baie geld in daai tyd. En hulle het toe nou gesê nee, dis nou 'n bietjie te min, nou Bain het bietjie gekla. En maar op die einde van die dag het hulle 5018 pond vir die pad betaal. Nou konstruksie het begin in 1856 en dit het 223 dae gevat om hierdie pas klaar te bou. En die pas is geopen op 3 Maart 1858. En dit is 'n foto van Thomas Bain en dit is hoe hy gelyk het. Maar nou natuurlik het hulle daai tyd nou nie die pad geteer nie. Dit was net 'n roete, 'n oopgemaakte roete, hulle het klippe gekap en 'n pad gemaak. Nou hierdie pas het 63 draaie. Maar julle moet kyk hoe mooi is dit hier. So ek meen, kyk daai berge daar voor 'n mens. Maar nou elke keer as jy oor een van daai riviere ry wat die pad oor gebou is, dan het hy natuurlik 'n naam. So daar's 25 name. So hierdie een is Wa byvoorbeeld. Maar nou ja, daar's natuurlik ander geskiedenis ook op hierdie plek. So op hierdie bordjie wat hier vooraan kom, gou vir julle wys hier waar die rooi sirkeltjie is Harry se klip en hy's 1 kilometer van hier af. En J.C. Langenhoven het daai naam Harry in 1929 op daai klip uitgekrap. En Harry was 'n denkbeeldige sirkusolifant. Een van die boeke wat hy geskryf het was Harry op die ou tramspoor en dan was daar ook 'n boek gewees Sonde met die bure waarin hy hierdie karakter Harry gebruik het. Nou ja, wanneer ons deur die Meyringspoort pas is, dan gaan ons natuurlik deur Oudtshoorn wees wat ek nou nie vir julle gaan wys nie, maar wat ek wel vir julle gaan wys is die Outeniqua pas. En hier is ons nou in hom. Dit is verskriklik mooi, so ek trek gou hier af, dan gaan ek vir julle wys, daar sal lê George, en dan gaan ek vir julle net hierdie kant toe wys, aan die linkerkant toe, kyk hoe mooi lyk hierdie berge hierso. Hulle volg so op mekaar, sulke groen, pragtige berge. Nou van hier af is dit nog 10 km, dan is ons in George. Ek gaan net vinnig wys, hier is die begin van George, en dan ry ons deur na wildernis se kant toe. En hier is ons nou op die pad naby wildernis, daar lê die see aan ons regterkant, ons is nou in die dorpie van wildernis. En hier is ons nou by wildernis Ebb and Flow self. Ons gaan een aand hier slaap. By die hek in,
En dan teken ons in hierso by die kantore aan die regterkant en dan gaan ons natuurlik vir ons 'n plekkie kry vir die aand. Nou hierdie kampplek is propvol. Nou ons is gelukkig, ons het een plekkie langs die rivier gekry. Babe, why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. I am the wreckage in need of glue. Smash my guitar and stay in tune. Tired of the lies, they're old like me. Tripping all over you, babe. Tripping all over. En later die aand, toe kom kuier die kolgaanse vir ons. Ma kolgaans en ek dink daar was omtrent 9 kleintjies. Nou dis die volgende oggend en ons vat die pad na Woodville toe. En dit is waar daai groot geelhoutboom is. Maar voor ek vergeet, terwyl ons in die kamp was, het ek gelukkig 'n foto van 'n Knysna lorie gekry. En hier is ons nou by die afdraai, Woodville, en hy sê Big Tree, 600 meter. En ons vat die pad na die groot boom toe. En kyk hoe lyk hy. Nou wanneer jy daar voorkom, is daar 'n kantoor. Ek gaan dit nou nie vir julle wys nie, maar as jy nou nie 'n wildcard het nie, dan moet jy nou maar daar betaal. Maar ons het gelukkig 'n wildcard en ons kan beniet ingaan. Nou, my kamera se kaart het vol geraak en ek moes toe nou terughardloop troepie toe om 'n ander kaart te kry terwyl Elsie vir my binne in die woud sit en wag. Maar kom ons stap in en dan gaan kyk ons hoe lyk daai groot boom. Nou dis baie moeilik om vir julle te verduidelik hoe 'n mens voel as jy langs so groot ou reus staan. 'n Mens voel sommer nederig en klein. Ek is baie lief vir bome en ek sê die gevoel wat 'n mens het as jy na die boom kyk is ongelooflik. Hier is die bordjie wat vir jou alles vertel van hierdie boom. Hy's 800 jaar oud. En hy is een van die bekendste bome in die Knysna woud. Nou ek het so 'n paar sommetjies gemaak. Nou as jy vat, Jan van Riebeeck het 374 jaar gelede in die Kaap aangekom. Nou as jy dit aftrek van 800 jaar hoe oud die boom is, dan was die boom al 426 jaar oud toe Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het. Nou ons is op pad na die mees suidelike punt van Afrika en ons is nou so besig om deur Struisbaai te ry. Nou as jy net deur Struisbaai is, dan kry jy hierdie bordjie wat sê spookdraai. En blykbaar is dit 'n bekende plek waar die mense in die aande 'n spook langs die pad sien of 'n spook oplaai
en dan as hulle verder ry, dan verdwyn hy uit die kar uit. Ja, maar nou is ons besig om in Kaap Gallas in te ry, en net hier voor aan die linkerkant, hier kan julle sien is 'n kampeerplek, maar ons gaan nie daar slaap nie. Ons gaan vorentoe en ons gaan by die nasionale park slaap in 'n chalet. En hiervoor is die ligtoring van Kaap Gallas. Nou, ons hou verby, want ons gaan mos nou na die Kaap Gallas Nasionale Park toe. En hier is ons, Gallas Nasionale Park. Ons het klaar ingeteken daar by die ligtoring, en nou gaan ons na ons chalet toe. Kom ek wys vir julle hoe lyk dit daar. Kyk hoe mooi groen of bebos is die plek. Hier is ons chalets, ons draai hier regs, en ek dink ons is by nommer 12, kom ons kyk. Ja, hier is hy, en dit is nommer 12, kom ons kyk hoe lyk daar binne. Ja, julle, ek is nogal regtig beïndruk. Kyk hoe mooi is dit hierso. Daar is die see, daar is ons bure, hulle is nie baie naby aan ons nie. En so rukkie later toe kom sê 'n hoender vir ons, hallo. Hallo hoender, wat se tipe hoender is jy? Hy is seker maar 'n patruishoender. En terwyl die son so sak, dan luister ons na hierdie liedjie. Nou, hy het baie mooi woorde, maar waaroor dit eintlik gaan, is dat jy moet lewe terwyl jy kan. Luister bietjie. En die liedjie se naam is While You Can. You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sigh. It all seems so harmless, a silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Cause you gotta let now while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let now while you can. Kyk hoe lekker lyk my potjie, is 'n lamspotjie. Nou ek en Els het lekker geslaap en die volgende oggend besluit ons gaan 'n bietjie stap. Nou as jy op daai bordjie kyk, is daar verskillende kleure roetes, so jy kan een van hulle kies en dan stap jy hom.
Maar ek wil net gou hier opstap en kyk hoe lyk die see van hier af. Want wat vir my interessant is hierdie klippe. Dit is nie strand nie, dit is sulke spoelklippe. Kyk hier. Sulke klippies, klippe. Ja, te mooi, glad. Baie mooi. Daar aan die kant. Maar dis nie oral so nie, dis net sulke gedeeltes. Nou as jy hier links kyk, sien jy hierdie bordjie met die voetspoortjies. Nou dit dui vir jou aan watter kleur roete jy gevat het ook al of gekies het. En dan volg jy daai rooi of blou of wat ook al die kleur wat jy gekies het. Nou op hierdie bordjie wys die blou roete en dis die ene wat ons nou gevat het. Ek gaan nou net hier voor van die roete af. Ek wil hê julle moet net hoor hoe mooi is dit as hierdie branders op hierdie klippe breek. Dit klink mooi, né? Maar ons is nou by die mees suidelike punt en ons neem gou 'n foto by daai bord. Nou hier voor is 'n skipwrak waarna ek wil gaan kyk. So ek gaan nou net bietjie daar kyk en dan kan ek julle dalk meer van hierdie skipwrak vertel. Hierdie was 'n Japaneese vissersboot wat in 16 November 1982 hier gestrand het en sy naam was Meishu Maru, nommer 38. En as jy tot hier gekom het, is jy 'n regte ou vasbyter. Julle moet mooi ry en geniet die lewe terwyl julle kan. En dan tot volgende keer julle. Bye!